Goeiemôre. Vanoggend in die huis. Kom ons, net soos julle daar is, kom ons raak rustig, kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Vanoggend die woord meer sentraal, te fokus op die woordprediking. Ek gaan vanoggend aan, laas Sondag het ek gepreek, Eksodus 3, God in ons midde, en ek dink ek het 'n paar mense so 'n bietjie in die lig laat hang. Is 'n moeilike tema. Ek gaan vanoggend 'n paar punte aanraak uit die ou punte, uit die ou 2 vorige Sondae se preke, wat ek dink belangrik is vir my om op te volg met julle. Maar net soos julle daar sit, kom ons buig ons hoofde en dan bid ek vir ons. Here, dankie vir u woord. Dankie vir krag. Dankie vir genade. Dankie vir een en elkeen vanoggend hier. Dankie vir u bemoeienis met ons. Met elkeen. Ek glo, Here, dat u vanoggend met elkeen wat hier sit afspraak het. En ek eer u daarvoor. Dankie dat ons mag bid. Dankie dat ons mag sing, strome van seën van bowe. Dankie daarvoor, Here. Seën ook vanoggend. En o Gees van God, wil u nie dit ook vanoggend vir hulle wat dit nog nie verstaan nie, duidelik maak in Jesus naam. Amen. Ek het 2 gedeeltes wat ek vanoggend wil lees. Ek lees Genesis 16 vers 7 tot 13 en Eksodus 3 vers 2 tot 14. Die van julle wat laas Sondag daar was, Eksodus 3 gelees, 1 tot 14 gelees. Dit gaan oor Moses se roeping, Moses wat sy skoonpa, sy skape opgepas het in die woestyn, en toe sien hy hierdie bos wat brand, en toe gaan hy uit nuuskierigheid nader. Ek lees vanaf vers 2, Genesis 16 vers 7. Die engel van die Here het vir Hagar ontmoet by 'n fontein in die woestyn, die fontein langs die pad na Sur toe, en vir haar gevra: Hagar, slaafin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Toe antwoord sy: ek loop van my eienares Sarai af weg, en die engel van die Here sê vir haar: gaan terug na jou eienares toe en onderwerp jou aan haar gesag. Verder het die engel van die Here vir haar gesê: ek sal jou nageslag so baie maak dat hulle te veel sal wees om te tel. En toe sê die engel van die Here ook nog vir haar: kyk, jy is swanger, jy sal 'n seun in die wêreld bring, jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaar kry gehoor. Jou seun sal 'n man wees, so ontembaar soos 'n wilde donkie. Hy sal teen almal wees en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante. Hagar het toe die naam van die Here wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê: U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien wat my gesien het. Kyk mooi die verandering wat daar plaasgevind het. En dan Eksodus 3 vers 2 tot 14, ook 'n bekende gedeel in die geskiedenis van Israel. Moses, dink ek, is 'n redelike betreklike bekende figuur. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy nog kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand,
maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Die ou vertaling sê heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Neem waar, na het 'n verandering plaasgevind, né? Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Feresiete, die Jewiete en die Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar ek kom by die Israeliete, en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra my, wat is sy naam, en wat moet ek vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Tot so vers. Die afgelope 2 Sondae het ek oor 2 moeilike onderwerpe, naamlik om in my te bly, en ek het die Engelse terme gebruik, abide in me, of soos die Afrikaans sê, God in ons midde, en na aanleiding van vrae en terugvoering wat ek gekry het, is dit nodig dat ek 'n paar goed aan julle verduidelik. Ek dink dit was my belewenis ook. Hoewel mense dit tot 'n mate kan verstaan, en daar sal wees wat dit ook nie gaan verstaan nie, of kom ek stel dit so, daar is mense wat heeltemal dalk verkeerd gaan verstaan, en daar is mense wat gaan verstaan, of tot 'n mate gaan verstaan, en dan gaan daar mense wees wat dit gaan verstaan. Ek filosofeer so bietjie. Ek sê weer vir julle, daar is mense wat heeltemal verkeerd gaan verstaan, en daar is mense wat gaan verstaan, of tot 'n mate gaan verstaan, en dan gaan daar mense wees wat dit gaan verstaan. En die verstaan daarvan hang af van wat jou geestelike toestand is, as ook op wat se geestelike vlak jy is. En die geestelike vlak waarop jy is, gaan afhang van jou geestelike toestand, mondvol. Maar gaan dink so 'n bietjie daaroor na. Een van die punte waarin ek geraak het, en dit was 2 Sondae terug, is dat daar 2 hoofstrome in die teologiese wêreld is. En ek glo vir die meeste van julle dit dalk die eerste keer uit my mond uitgehoor. Die een deel wat sê, dat alhoewel jy gered is,
jy tog verlore kan gaan. En hulle bou die teologie baie sterk rondom gedeeltes. Ek gaan dit nie vanoggend lees nie, want dit is te veel. Hebreërs 6 vers 1 tot 6, jy kan dit gerus self ook gaan lees. Johannes 15, die betrokke gedeelte waaruit ek 2 Sondae terug gepreek het. En dan in die briewe van Johannes. En daar is nog ander moeilike gedeeltes ook waarop hierdie teologie baie sterk gebou word. En dan is daar die ander deel wat sê, as jy gered is, kan jy nie verlore gaan nie. En dan word daar gedeeltes aangehaal soos, en ek dink dit kom uit die evangelie van Johannes wat sê, niemand sal julle uit my hand ruk nie. En die Here wat sê, die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek volbring. En dan is daar ook verskeie ander gedeeltes ook in die Bybel. My persoonlike oortuiging is, as jy waarlik gered is, kan jy nie verlore gaan nie. Want die werk aan die kruis was volmaak. En ek beerwe nie die ewigheid op grond van verdienste nie, maar alleen uit genade, soos Paulus in Romeine skryf, Romeine 5:6. En ek dink juis die boodskap wat ek 2 Sondae teruggebring het, Abide in Me, was so 'n boodskap gewees. Dat daar dalk twyfel in mense se harte gekom het, is ook 'n baie goeie ding. As daar twyfel in jou hart kom. Kom ek stel dit so. As jy weet, jy's jou pa of jou ma se kind, gaan daar mos nie twyfel wees dat jy jou ouers se kind is nie. Daar is sekerheid, daar is vastigheid, daar is geloof, jy het geloof dat dit jou ouers is, jy het nie 'n twyfel daaroor nie. Die kruis, die wedergeboorte, is nie iets twyfelagtigs nie. Dis 'n vastigheid. Hy wat die seun het, sê 1 Johannes 5 vers 11-13, het die lewe. Hy wat die seun van God nie het nie die lewe nie. Dis 2 vastige waarhede wat Johannes geskryf het. Hy wat die seun het die lewe. Hy wat die seun van God nie het nie die lewe nie. Daar's nie iets twyfelagtigs daaromtrent nie. Eerder nou twyfel, as wat dit dalk eendag vir ewig te laat is. Dis goed, as ek hoor en daar ontstaan twyfel in my hart, want genadetyd is vir elke mens, solank as wat jy in die lewe is daar genadetyd. En as die Here, of as die Gees van God die twyfel in jou hart kom saai het, is dit vir my 'n baie goeie teken, want dan is God se Gees besig met jou. Maar jy moenie los dit wat in jou hart kom werk het nie. 2 Petrus 1 vers 10 en 11, die ou vertaling sê, daarom broeders, en ek kan sê susters ook, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal jy nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word, die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Petrus sê, jy moet jou roeping en verkiesing vasmaak. Wat is hierdie roeping en hierdie verkiesing waarvan Petrus praat? Hebreërs 3 vers 1 skryf Paulus, daarom broers, en ek sê wees susters,
wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping, moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel, hoofletter en hoëpriester, weer hoofletter van die geloof wat ons bely. 1 Johannes 2 vers 10 sê die nuwe vertaling, wie sy broer, ek kan sê suster liefhet, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Eenvoudig gesê, iewers in my lewe was daar 'n tyd, 'n datum, 'n gebeurtenis, toe die dominee dalk gepreek het, toe ek dalk in sy studeerkamer was, dalk was ek in die sondagskool, was daar 'n tyd of 'n gebeurtenis, wat ek kan onthou, wat ek die Here Jesus aangeneem het, as verlosser en saligmaker. Dan kan ek sê, soos 1 Petrus 3, vers 15 en 16, en ek lees die ou vertaling, maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Kortom, het jy hoop in jou? Weet jy dit? En as jy dit weet, dan kan ek mos getuig, net soos ek kan getuig, dat my pa en my ma, my pa en my ma is, my ouers is, so kan ek dit getuig, dat ek die seën van God in my lewe het, dat ek 'n vastigheid het. Dis nie iets twyfelagtigs nie. Met ander woorde, geliefdes, nie omdat ek my Bybel lees, of bid, of kerk toe gaan, of in 'n goeie Christenhuis groot geword het nie, of 'n goeie mens is nie, want daar is nie so iets soos 'n goeie mens nie. Romeine 3:23 sê, almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar omdat ek tot bekering gekom het, omdat ek tot geloof in die Here Jesus gekom het, en dis die boodskap eintlik van Johannes 15. Skape, hulle wat sonder hom niks kan doen nie, skryf hy daarso, hulle wat gesnoei word, sodat hulle meer vrug kan dra. Met ander woorde, hy snoei hom nie af nie, hy snoei jou, dit wat nie daar hoort nie, sodat jy kan vrug dra. Die bokke, die twee terme wat die Bybel van praat, hulle wat geen vrug dra en afgesny word, sodat die tak kan verdroog en in die ewige vuur gegooi kan word. Valse hoop. Het jy ware hoop? Het jy ware hoop in jou? Mens, as jy twyfel, kom maak eerder seker, as wat dit eendag te laat is. Genadetyd is hier so lank, as wat die Here jou die geleentheid gee om hier te mag wees op aarde. En dan laas Sondag se boodskap. Ek hoop dit het die eerste gedeelte het so bietjie dinge bietjie makliker gemaak, bietjie beter verstaan, dat die wat sit, wat twyfel het, asseblief nie skaam sal wees om te kom praat. En dan na Sondag se boodskap, wat ek vanoggend by verder wil gaan, God in julle midde, wat op die oor af nie te moeilik klink nie, maar toe ons begin kyk het na hierdie teks in die Ou Testament, was dit dalk nie so maklik gewees nie. Eksodus 3 vers 2,
toe verskyn die engel, en let mooi op, en dis hoekom ek vir julle gesê het, toe ek het gelees het, let op wat ek lees, die engel met 'n hoofletter, van die Here aan hom in 'n vlam binne in die doringbos, en dan vers 4, toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit in die doringbos, en dan vers 14, toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Wat het hier gebeur? Eers praat hy met die engel van die Here, of daar staan die engel van die Here in hoofletters, en dan word daar gepraat van die Here en van God in hierdie selfde stukkie, en dan maak die Here hom bekend aan Moses en sê, ek is wat ek is. Kan dit wees dat die engel eers daar was, en toe gaan die engel weg, en is die Here in die bos? Die stuk gee ons glad nie daardie aanduiding nie. Of is hier die engel van die Here nie die Here self nie? Want soos ek sê, nêrens in hierdie verhaal word dit aangedui dat die engel daar is, en toe skielik is God in hierdie bos. Die oorspronklike taal dui dit nie vir ons aan nie, of wys dit nie. Dieselfde gebeur in my ander stuk, Genesis 16 vers 7, die engel weer eens in hoofletter van die Here het vir Hagar ontmoet, vers 8, en die engel van die Here sê vir haar, vers 10, verder het die engel van die Here vir haar gesê, vers 11, en toe sê die engel van die Here vir haar, die engel van die Here, engel van die Here. Vers 13, hoor nou mooi, hoor nou die verandering wat daar plaasvind. Hagar het toe die naam van die Here wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê, U is God wat my, U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien wat my gesien het. Die engel van die Here is die God self waarvan die stuk hiervan gepraat word. In beide in die Ou en die Nuwe Testament kom daar engele voor. Die Hebreëse woord malach en die Griekse woord angelos. Kom ons kyk na hierdie wesens soos hulle beskryf word in die Bybel en wat se funksie vervul hierdie wesens. Hulle is deur God geskape. Nehemia 9 vers 6, Kolossense 1 vers 16, julle kan gerus self daar gaan lees. Hulle aanbid vir God en vir Christus, weer Nehemia 9 vers 6, Filippense 2 vers 9 tot 11, Hebreërs 1 vers 16. Hulle is dienende geeste. 1 Konings 19 vers 5, Psalm 68 vers 17, Lukas 16 vers 22, Handelinge 27 vers 23, ek haal vir julle 'n stuk uit die Ou en die Nuwe Testament uit. Hulle kommunikeer die wil van God, Daniël 8 vers 16, Daniël 10 vers 11, Matteus 2 vers 13 en vers 20, Openbaring 1 vers 1. Hulle is gehoorsaam aan die wil van God, Psalm 103 vers 20, Matteus 16. En hulle voer die wil van God uit, en daarvoor het ek die twee selfde gedeeltes gegee. Daar's nog meer gedeeltes in die Bybel. Dis net te veel om dit vir julle persoonlik te lees wat daar staan, en is net te veel vir die diens om dit alles vir julle te sê. Hulle voer die oordeel van God uit. 2 Samuel 24 vers 16, Psalm 35 vers 5 en 6, Openbaring 16 vers 1,
Ons lees daar van die engele wat die trompette geblaas het. Hulle loof God. Job 38 vers 7, Jesaja 6 vers 3, Openbaring 5 vers 11 en 12, en Openbaring 7 vers 11 en 12. Ons lees van Abraham voor die vernietiging van Sodom en Gomorra, en dan staan daar in die grondteks, en daar het 3 mans na hom toe gekom, terwyl hierdie selfe verhaal afgespeel word. Dan sien ons later, dan staan daar, en die 2 engele het gegaan na Sodom en Gomorra. En dan staan daar, en die Here Moses het met die Here geredeneer oor hierdie volgende saak. As daar 10 regverdiges is, sal u hierdie stad nie. Want die Here het gekom en hy het dit bekend aan Abraham kom maak, wat is sy plan om te doen. Abraham, die 3 mans kom na hom toe. Hy berei vir hulle kos voor en hy sit die kos voor op die klip. Die een persoon steek sy staf uit en die kos word geoffer verbrand. Dis nie 'n dienende gees nie. Daar's net een wie aanbid mag word. Dis God self. Ons lees in die boek Daniël, van Daniël wat bid. En dan verskyn die engel aan Daniël. Dan wil Daniël op sy knieë val en die engel aanbid, dan sê die engel vir hom, nee, ek is nes jy moet vir God aanbid. So is daar verskeie soortgelyke gebeure, die boek Jesaja, Esegiel, Jeremia, konings van Elia die Tisbiet, die moeder van Samson. Julle ken die verhaal van Samson, die een wat vir haar bekend kom maak het, dat sy 'n seun in die wêreld sal bring. Toe sê haar man van vra, wat is sy naam? Toe sê ek was te bang om sy naam te vra. Toe die 2 engel van die Here die tweede keer kom, toe wat hy vir haar gesê, bring vir haar kos, toe die engel van die Here sy staf uitgesteek en die kos geoffer. Dis nie 'n dienende gees nie. Dis God self. Met ander woorde, wat is hier besig om te gebeur? Veral dit wat ons lees in die Ou Testament. Die engele is dienende geeste, hulle aanbid self God en is self deur God geskape. Maar dan is daar die enkele gedeeltes, soos vanoggend se 2 gedeeltes, waar hier die engel van God, of die engel van die Here, met 'n hoofletter geskryf word, veral in die ou vertaling. Ek sien die nuwe vertaling het dan reg geskiet ook aan sekere van die gedeeltes. En dan dat hierdie engel van die Here as Here aangespreek word, en dat hierdie engel goddelike eienskappe besit. Ons sien dit veral in die grondteks. Nou ontstaan die vraag dan nou, wie is hierdie engel van die Here dan, as hy dan nie soos een van die ander engele is nie? Wie is hierdie engel van die Here? Nog iets wat 'n mens moet verstaan, is dat die God van die Ou Testament dieselfde God van die Nuwe Testament is. Daar is geen onderskeid nie. Hoor mooi wat ek sê. Die God van die Ou Testament is die God van die Nuwe Testament. In beide in die Ou Testament en in die Nuwe Testament kom die term Vader voor.
Deuteronomium 32 vers 6, is hy nie jou vader nie. Jesaja 9 vers 5, sterke God, ewige Vader, vredevors. Soos daar heel wat ander tekste wat praat van die Vader. En in die Nuwe Testament is daar soos Matteus 6 vers 8, julle Vader weet wat julle nodig het. Johannes 15 vers 23, wie my haat, haat ook my Vader. En net so vind ons tekste oor die Heilige Gees in beide die Ou en in die Nuwe Testament. Psalm 51 vers 13, neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Jesaja 63 vers 10, hulle Israel het sy Heilige Gees bedroef. Hulle die Gees van God bedroef. Matteus 1 vers 18 en vers 20, Maria is swanger bevind uit die Heilige Gees, wat in haar verwerk is uit die Heilige Gees, vers 20. 1 Korintiërs 6, vers 19, julle liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. Ou Nuwe Testament, die Vader en die Heilige Gees. Ons stel op in die Ou Testament teenoor die Nuwe Testament die manier waarop die Heilige Gees betrokke geraak het by mense verskil in die Ou en in die Nuwe Testament. Saul het vir Dawid vervolg. En terwyl Saul hom vermom het, kom hy by die profete aan en die profete was besig om te profeteer en daar staan in die ou vertaling en die Gees van God het vaardig geraak oor Saul sodat Saul self geprofeteer het. In die boek van Samuel. In Johannes 3 vers 24, wie sy gebooie gehoorsaam, die gebooie waarvan Jesus daar praat in die brief van Johannes, is om in hom te glo, bly in God en God in hom, en hieraan weet ons dat hy in ons bly, hy het ons sy Gees gegee. In die Ou Testament raak God se Gees vaardig oor die mens. Maar in die Nuwe Testament kom woon hy in sy kinders. Matteus 2 ek het hierdie gedeelte. En nou kom ek by die gedeelte, die Seun van God, wat ek doelbewus uitgelos het. Seun van God, die term Seun van God, kry ons net in die Nuwe Testament. Matteus 2 vers 15, uit Egipte het ek my seun geroep. Johannes 8 vers 36, as die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Jesus Christus. Die gedagte van die drie-enige God lees ons eers baie sterk in die Nuwe Testament, Matteus 28 vers 19, die groot opdrag wat die Here Jesus sy kerk gegee het, gaan uit en maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam, hoor mooi, enkelvoud, van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Veral in die Johannes Evangelie wys die werking van die drie-enige God vir ons mooi. Kan ons dit mooi sien? Die Vader gee, die gebed wat die Here Jesus in Johannes 17 bid vir tot sy Vader, vir sy disippels en vir die kerk sê hy, die disippels wat U my gegee het
het ek almal gered, behalwe vir die een wat verlore moes gaan, sodat die skrifte vervul kon word. Die Vader gee, die Seun red. Lukas 19 vers 10, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. God se gees kom maak nuut, kom skenk die wedergeboorte van binne. Johannes 16 sê, en as hy kom, praat van die Heilige Gees, sal hy die mens oortuig van sonde, geregtigheid en die oordeel. Dus kom die term, die Seun van God, in die Nuwe Testament voor. As die God van die Ou Testament, dan die God van die Nuwe Testament is. Waar kom die Seun van God dan in die Ou Testament voor? Hoe moet ek dit verstaan? Johannes 8 vers 58, het ek laas Sondag gelees, hoor mooi. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Hoor mooi wat sê Jesus. Voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Die gedagte van die drie-enige God kom eintlik in die hele Bybel voor, en ek lees graag vir julle Genesis 1 vers 26. Lees ons, toe het God gesê, kom ons maak die mens, hoor mooi, ons. Die ons in die Hebreëse teks staan in die meervoudsvorm, maar in die eerste persoon. Wat dood eenvoudig beteken, soos ons ook leer van die drie-enige God, die Deuteronomium 6 vers 4 sê, God is enig in wese. 3 persone, enig in wese. Die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Nou julle wat ek gesê het, Matteus 28 vers 19, staan daar die Here Jesus sê, en doop hulle in die naam, enkelvoud, van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hoor wat sê die Hebreëus? Ons meervoudsvorm, maar dit kom in die eerste persoon voor. Een God, nie 3 gode nie. Onthou julle die voorbeeld wat ek laas jaar gebruik het van die eier? Die van julle wat dalk nie was nie. Die eier bestaan uit die dop, die wit en die geel. As ek die dop wegvat, sit nie meer die eier nie. As ek die geel wegvat, sit nie meer die eier nie. As ek die wit wegvat, sit nie meer die eier nie. Die dop is nie die wit nie, die wit is nie die geel nie. Net so is die geel nie die dop of die wit nie. Nou as God drie-enig reeds in die begin besig is, was en sal wees in die mense geskiedenis en in die woord, lees ons van God se betrokkenheid in die mens. En as ons dan eers lees van Jesus Christus, die Seun van God, die Messias, die gesalfde, hoe moet ek dit verstaan in die Ou Testament? Hy was mos maar nie net skielik niks in die Ou Testament, en nou lees ons skielik hiervan om in die Nuwe Testament, terwyl ons sê, hy is God self. In die Johannes Evangelie sê Jesus self, ek is. Hy was mos nie onbetrokke in die Ou Testament
En nou skielik lees ons, hier is hy nou in die Nuwe Testament, maar die Bybel leer vir ons is 'n drie-enige God. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees is betrokke in 'n mens se redding. Die Vader trek, die Seun red, die Gees oortuig. Dit kom maak my nuut van binne. Toe op aarde was, twee nature van Christus. Volkome God, volkome mens. In die Johannes Evangelie is daar die bekende ek is uitsprake. Miskien is dit die eerste keer wat jy dit dalk vanoggend hoor. Ek is die brood wat lewe gee, Johannes 6 vers 35. Ek is die lig, hoor die woord ek is. Ego eimi sê die Grieks. Ek is wat ek is. Johannes 8 vers 12. Ek is die ingang vir die skape, Johannes 10 vers 7 en 9. Ek is die goeie herder, Johannes 10 vers 11. Ek is die opstanding en die lewe, Johannes 11 vers 25. Ek is die weg, die waarheid, die lewe. Hoor mooi, die klem lê, die weg, die waarheid, die lewe. Johannes 14 vers 6. Ek is die ware wingerdstok. Johannes 15 vers 11. Daar is van ons geleerde vriendes wat nog Johannes 6 vers 51 byvoeg. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het, maar hy is baie nou verwant aan ek is die brood wat lewe gee, en dan Johannes 8 vers 25, ek is daarvan bo. Daar is teoloë, en baie van ons ou kommentare verbind ek is wat ek is in in Exodus 3 met die ek is uitsprake in die evangelie van Johannes. Daar is dalk ander wat meer versigtig is daarmee. Jeremia 31 vers 31 en 33 praat van die nuwe verbond wat ek in julle harte sal skrywe. Die engel van die Here sê vir Moses dat dit die teken sal wees as jy terugkeer na hierdie berg, sal jy my dien. Die engel van die Here sê vir Moses, dit sal die teken wees dat wanneer ek jou bevry het uit Egipte, vir jou en vir die volk, sal jy hierdie berg Horeb, die ou naam van die berg Sinai, sal jy weer terugkom by hierdie berg waar ek jou kom roep het en jy sal my weer hier aanbid. Dit sal die teken wees vir Moses. Die engel van die ou verbond, sê Jeremia 31. Met die terugkeer na hierdie selfe berg toe, kom aanbid Moses, die engel van die Here. Die engel van die verbond. Te midde van die volk Israel wat dwarstrekkerig was, ons lees die geskiedenis daarvan Israel, was God getrou aan sy verbond. Johannes 8:58, ek is. Jesus kom sê daar vir sy disippels, of vir die wat het gehoor het, ek is God. Dat die Seun van God
nie eers op die toneel verskyn in hierdie boek in die Nuwe Testament nie. Maar soos Johannes 8 vers 58 gesê het, nog voor Abraham gebore was ek. Dan maak dit sin dat ek is die verbond tussen hom en die volk tot stand gebring het, toe hy vir Moses bo op die berg die 10 gebooie van God gegee het. En dat ek is deur sy bloed wat aan die kruis gevloei het, 'n ewige verbond kom sluit het met die mense, Hebreërs 13 vers 20 en 21. Dan maak dit sin dat Jesus Christus reeds van die begin van die grondlegging van die wêreld in hierdie Bybel nie skielik op die toneel verskyn het toe die Nuwe Testament gekom het nie, maar dat hy daar was, dat hy die verbond gebring het tussen hom en die volk, en dat hy in die nuwe verbond, deur sy bloed wat gevloei het, die ewige verbond tot stand gebring het. Die Vader wat trek na hom toe, die Seun wat kom red, en die Gees van God wat kom nuut maak, die wedergeboorte kom skenk. Ek hoop vanoggend jy deel hierdie passie wat ek het vir God se woord in sy geheel. En dat dit dinge is wat nie net iewers in die Nuwe Testament nou skielik in die lig uitgeval het en nou skielik by mekaar gekom het nie. Dat die Ou Testament reeds al na hierdie dinge verwys het en dat hierdie dinge sou gebeur. Jesaja 53. Lees ons daarso. Ek wil dit nou nie vir julle lees want dit is te veel om te lees. Die moderne teoloog wat sê ons kan nie hierdie tekste sê maar dit verwys net na Christus Jesus toe nie, maar as Jesaja 53 gaan lees, dan staan daar en hy het ons smarte op hom geneem. Waar was 'n koning in Israel of 'n profeet in Israel wat dit gedoen het? Daar was geen so 'n profeet of so koning gewees nie. Daar is tekste in die Ou Testament wat messiaanse tekste is, wat net op hom van toepassing is. Jesus het in die sinagoge gestaan in sy tuisdorp en hy het uit die boek Jesaja gelees. Toe sê hy vir hulle, en hierdie woorde is in julle ore vervul. Dit het op niemand anders van toepassing as die Messias, Yeshua Messiah. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir woord. Dankie vir u, o Gees van God. Dankie vir hierdie openbaring van u God drie enig in die heilsgeskiedenis van ons mense. En dat dit nie net gestop het in die Bybel nie, maar dat u vandag nog steeds mense red, nog steeds mense salig maak, nog steeds mense van binne af kom nuut maak. Dat u Vader, Seun en Heilige Gees reeds daar was, nog voor daar dinge was. Dat u al reeds bestaan het nog voor die grondlegging van die skepping.
en dat dit U is wat die skepping in stand hou, en dat dit U is wat dit nog altyd sal in stand hou. En dat ons bestaan absoluut net aan U te dank het. Die feit dat ek vanoggend hier staan en kan preek, en asem in en uit kan blaas, is aan U, is alleen U wat dit vir ons gee. En dankie daarvoor, Here, en dankie o Gees van God, dat U dit ook in mense se harte sal oopbreek, in Jesus naam, amen. Geliefdes, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die inwonende Gees met julle almal wees. Amen.